Welkom ook van my kant af. Dis heerlik om in die huis van die Here te wees. En wie's opgewonde oor Pinkster? Woehoe! Wat 'n fenominale tydperk vir die kind van die Here. Die doping met die Heilige Gees. Dis waaroor dit gaan. En ons is so bevoorreg om dit nog hier op die aarde te kan vier. Amen. So prys die Here daarvoor. Ek wil vanmôre sommer dadelik wegspring. En maar net voordat ek aangaan, wil ek net vir Johan de Tooi, is hy hierso vanmôre, Johan? Lig net vir my jou hand. Waar is hy nou? O, het hy uitgestap? Ok, as hy terugkom, sy vroutjie is oorlede gedurende die week, as ek dit nie mis het nie. En ons wil net, Johan, ons wil net graag vir jou bid, terwyl jy sommer daar staan. Bram sit sommer jou hande op sy skouer en ons dink aan jou en ons is so jammer vir jou verlies en mag die Here jou versterk, die Heilige Gees wat ons trooster is, jou versterk en help en genadig wees in hierdie tydperk. Amen. Baie, baie sterkte vir jou, Johan. En enige iemand van julle wat anders dalk iemand verloor het of in jou dalk bietjie hartseer is of weet dat vanmôre die Heilige Gees hier is as jou trooster om jou te versterk en jou te lei in die volle waarheid. Amen. Goed, ek wil begin deur vir ons by Handelinge oop te maak. Handelinge 1, maar ek het nie dit vir julle gegee nie, Bernard, so moenie bekommerd wees daaroor nie. So ek wil net gou hierdie prentjie skets van Pinkster. So, Jesus is gekruisig en hy het op die 3de dag opgestaan. En in 'n verloop van so 40 dae het hy onder andere aan sy disippels verskyn en 'n klompie ander mense, maar hy het hulle die opdrag gegee om in Jerusalem te gaan wag, om in Jerusalem te bly. En wat hulle toe gedoen het, is hulle het in 'n bovertrek by mekaar gekom en eendragtig, sê die skrif, volhard in gebed en smekinge. En dan lees ons nou Handelinge 2, vanaf vers 1, asseblief. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid, soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien, soos van vuur, wat hulle self verdeel het en op elkeen van hulle gaan sit het. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Dit is Pinkster. Dit is die kort en die lank van Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees. Ons is met krag aangedoen, soos wat jy hier kan sien, tonge van vuur is verdeel en is op mense se koppe gesien. Ek meen, dis bonatuurlik. Hulle is met krag vervul en hulle is dadelik, het hulle begin om in tale te praat. So dit is die bewys vir jouself, wanneer jy gevul is met die Heilige Gees, dat jy in tale praat. As jy nie in tale praat nie, is jy nog nie gevul met die Heilige Gees nie. Maar die Here is vandag in ons midde. En jy hoef nie bang te wees of te wonder daaroor nie. Hy sal jou hart vol maak en hy sal vir jou die taal gee, soos wat jy dit graag wil hê. So ons is nie bekommer daaroor nie, maar dis nie presies waar ek wil praat vandag nie. Ek wil vandag met ons gesels oor die tema oorgegee. Dit is my tema van vanmôre, oorgegee. So Galasiërs 5 vers 16, sê die volgende, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie, want die vlees begeer teen die Gees
en die gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Dan gaan die skrif nou verder daar in Galasiërs, en hy sê, hy verduidelik ons hoe ons 'n onderskeid kan tref tussen die werke van die vlees en die vrug van die Heilige Gees. So gaan doen jou eie studie, spesifiek dan nou vandag, om bietjie daarna te lees en jouself in te lig van wat daar aangaan. Maar vandag wil ek nou ons almal bietjie herinner aan 'n aangrypende voorbeeld in die skrif van 'n man wat onverskrokke oorgegee was aan die stem en die leiding van die Here. En dit is Abraham wat vir Isak moes gaan offer het. So, ek vat julle Genesis 22 toe, sommer hier heel in die begin van die skrif. Lekker om weer die woord te sien, né? En die blaaie te hoor. Ek het mos laas gesê, hulle moet so 'n app ontwerp. As jy so blaai, dan hoor jy die skrif se blaaie. Dis vir my so mooi. So Genesis 22, en ek begin lees vanaf vers 1. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel. Ekskuus, voordat ek verder gaan. Wanneer God ons op die proef stel, wil ek hê jy moet gou die volgende verstaan. As hy praat van op die proef stel, beteken dit, daar is met ander woorde 'n einddoel en 'n belofte wat bereik kan word. OK, so verstaan dit nou net mooi. Hy het vir Abraham op die proef gestel, met die oog op 'n einddoel en 'n belofte. En aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Voordat ons weer verder gaan. Hy sê net Abraham, Abraham, en Abraham sê, hier is ek. So, Abraham was in die eerste plek totaal en al oorgegee aan die Here. En hy het duidelik oor die vermoë beskik om dadelik die Here se stem te kon identifiseer. En die Here sê vir hom, ek wil jou beproef. Dis wat die Here vir hom sê. En hy sê, hier is ek. Vers 2 sê, toe sê hy, neem jou seun, jou enigste, wat jy liefhet, Isak, en gaan na die land Moria, en offer hom, daar as 'n brandoffer, op een van die berge, wat ek jou sal aanwys. Wag so 'n oomblik. Ons het nou net gesing, I will trust and I will not be shaken. Het julle gehoor wat die Here vir Abraham gevra het? Om sy seun te gaan offer. Nou goed, luister nou hier. Die Here stel so intens belang in elkeen van ons, dat hy elkeen van ons se ins en ons outs ken. So hoor hoe praat hy met Abraham. Hy sê vir hom, Abraham, ek wil hê jy met jou seun, dat ek net die woorde weer reg kry hier, jou enigste, in die eerste plek, jou enigste. So God weet dat Isak Abraham se enigste seun is, wat hy liefhet. Dis die enigste seun wat hy liefhet. Hoor die detail, wat die Here vir hom sê, wat die Here nou net met Abraham praat. Dis jou enigste wat jy liefhet, Isak, sy naam. So die detail wat die Here openbaar aan Abraham, terwyl hy vir hom sê, vat nou hierdie ouetjie, wat jy soveel waarde aan heg. Vat hom en gaan offer hom. So die Here sê vir ons elkeen vandag, ek ken jou so goed.
Ek ken al jou ins en jou outs. Ek weet presies wat vir jou waardevol is. Ek weet presies wat vir jou meer werd is as vir die ou langs aan jou. En die Here sê vanmôre vir jou, vat dit en gee dit vir my terug. Gee dit vir my terug. Want onthou, daar mag niks bo kan ons liefde vir die Here wees. Ons het so baie dinge wat vir ons so baie beteken. En hierdie gemaal in jou kop, jou gedagtes, alles wat in jou hart aangaan, alles wat in jou lewe gebeur, sê die Here, vandag bring dit vir my, want ek weet hoe kosbaar dit vir jou is. Met die doel, met 'n einddoel en 'n belofte aan die einde. Dis die beproewing. Of dit jou kinders is, en of dit jou huwelik is, of dit jou finansies is, of dit jou werk is, dit waaraan jy waarde heg. Abraham, kom offer dit vir my. Kom gee dit vir my. En luister, wat doen Abraham? Daarop het Abraham die môre vroeg klaar gemaak en sy esel opgesaal en 2 van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem. En hy het hout gekloof vir 'n brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Abraham het nie 2 keer gedink nie. Hy het die opdrag gekry, die volgende oggend het hy reg gemaak om te gaan. Hier gaan ek. Hier gaan ek nou. Wat verduidelik ek vir wie? Hier gaan ek. Die Here het nou net vir my gesê ek moet dit doen. Hier gaan ek. Hier vat ek my seun, my geliefde, die een aan wie my hart behoort. Alles, my lewe, my hele lewe, hier gaan ons nou. Ek moet dit vir die Here offer, sonder om 2 keer te dink. Ek dink nie eers hy het 1 keer gedink nie. Hy het net gedoen. He yield to God and he did what he asked him to do. Hy het alles oorgegee vir die Here. En hy's gehoorsaam. Dit laat my dink aan, toe ek die gedeelte lees, dit laat my dink aan Gideon. As julle self net kan indink. Gideon, die Here sê vir Gideon, luister, ek is met jou dapper held. Gaan fight gou die Midianiete. Ek's met jou, ek sal jou die oorwinning gee. Wat doen Gideon? Hy sê nee, wag nou net 'n oomblik. En hierdie is goeie nuus, die Here is met hom. Hy sê nie eers van hom raak van iets ontslaaf, gaan offer jou seun nie. Hoor jy wat ek sê? Gideon sê nee, wow, net 'n bietjie. En julle onthou wat hy gedoen? Kom ons toets net hierdie besigheid eers. Nee, laat ek net 'n velletjie uitgooi, Here. En as die velletjie droog is en die grond rondom hom, dan weet ek het gepraat. En die Here doen dit. Imagine. En hy sê, nee, ek's nog nie tevrede nie. Nee, ek moet nou eers doodseker maak oor hierdie besigheid. En die Here doen dit vir hom soos wat hy dit gevra het, dat die velletjie toe nou droog is en rondom nat. So ek praat nie eers van ons nie. Hoeveel keer het jy nou al vir die Here gevra, Here, is dit nou werklik waar U? Kan dit nou wees? Kan U dit nou van my verwag? Onverskrokke is waarlik die regte woord. En Johan, jy het dit vanmôre gebid. Toe jy dit sê, toe is dit so, asof die Heilige Gees vir my, wow, dis presies die woord. Hy het hierdie onverskrokke geloof om net eenvoudig op te staan, reg te maak, nogal vroeg die oggend.
ek is meer 'n oggendmens as wat ek 'n aandmens is. Alhoewel ek kan laat aande doen, maar ek hou van die oggend. So ek staan maklik op en ek's half opgewonde oor die dag wat kom. Maak vir my 'n teetjie en gaan kyk of die son skyn of whatever. Maak gou 'n draai buite. Nou ek kan dink dis nou met Abraham die geval. Hy's nou opgewonde om hierdie oggend aan te pak. Ek sal vir julle nou wys hoekom. Maar dis so interessant. Hierdie man vra nie 'n vraag nie en hy doen wat die Here van hom verwag. Vers 4 sê die volgende. Op die 3de dag, toe slaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. En Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel. Ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en dan na julle terugkom. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en dit op sy seun Isak gesit en die vuur en die mes in sy hand geneem. Het julle al daaraan gedink? Die vuur en die mes in sy hand geneem. So hulle moes die vuur ronddra. Ek het my nou al self probeer voorstel. So daar was nie blits en vuurhoutjies nie. Ek neem aan soos 'n fakkel of 'n ding. Ek weet nie presies nie. Hy het die vuur rondgedra. Kry die prentjie in jou gedagtes. Hy het die hout, hy het self die hout gekap ook. So hy het hierdie hele besigheid saamgedra en dit gee hy nou vir Isak om te dra. Maar so het hulle twee dan saamgeloop. En vers 7 sê die volgende. Toe spreek Isak met sy vader Abraham en sê, my vader, en hy antwoord, hier is ek my seun. Hulle het dan met groot respek met mekaar gepraat, daai tyd. En hy sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer? Isak was duidelik bewus van wat hier plaasvind en hoe dit gebeur, hoe dit werk. Dis wat hulle gedoen het. Dit was hulle gebruik. En onthou, hierdie is nou nog voor die wet. Abraham het geoffer. En 'n offer bestaan uit bloedvloeiing. So hy het geweet waaroor dit gaan. En dit was vir hom vreemd, want waar is die lam? My pa skatryk, hy het so baie, maar ons het niks saamgebring nie. So hy vra toe nou net vir hom. En nou wil ek hê, voordat ons verder gaan, Bernard, wil ek hê, ons moet net gou kyk na Galasiërs, of nee, Hebreërs 11. Asseblief. Met dit in gedagte. Isak wat vir sy pa vra. Hebreërs 11 vers 17 sê, deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. Hoor jy wat ek sê? Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy enige geborene geoffer. Aan wie gesê is, in Isak sal jou nageslag genoem word. Abraham het in sy hart dadelik vir Isak geoffer, teruggegee vir die Here. Dis wat gebeur het. Dis hoekom hy nie 2 keer gedink het nie. Want die skrif sê vir ons, in Isak sal jou nageslag genoem word. Abraham het gesien wat sy groot wonderwerk die Here reeds in hulle lewens gedoen het. Dit was onmoontlik vir Sara om net eenvoudig swanger te raak sonder die hand van die Here, want sy was haar lewe lank onvrugbaar. Abraham was 100 jaar oud. So hierdie man het gesien wat se wonderwerk die Here gedoen het in hulle lewens.
So hoekom hy op daai stadium toe vir Isak kon offer, is hierdie blote feit van sy geloof. Die skrif praat ook van vader, hy is die vader van geloof. Hy het dit gesien, hy het gesmaak en gesien dat die Here goed is, en dat die Here by magte is om die onmoontlike te doen. So die Here vra jou vanmôre, die wonderwerke wat hy al in jou lewe gedoen het, die mooi dinge wat jy al kan onthou, wat jy aan kan dink, wat die Here al vir jou gedoen het. Daai ding wat vir jou so kosbaar is, om dit te offer in jou hart en vir die Here te gee, te bring. Om dit alles vir die Here te gee, want jy weet, net so goed soos ek, dis in elk geval net die hand van die Here, wat dit bewerk het in my lewe. Dis net die hand van die Here, wat my gebring het tot waar ek vandag is, elkeen van ons. En die belofte van die Heilige Gees is uitgestort. Die belofte dat die Heilige Gees sou kom, toe Jesus Christus opgevaar het na die hemele toe, het die Vader beloof, ek stuur vir julle 'n trooster, een net soos hy. En dit is wat ons ervaar, hierdie belofte, dit is ons einddoel. Dit is die belofte wat ons kan ontvang. Onthou julle die woord van hierdie jaar, die jaar van die belofte. Ons het reeds die Heilige Gees ontvang. En jy kan nou gerus alles wat vir jou so belangrik is, en waar jy so bekommerd is, en wat so maal in jou gedagtes, nou aan die Here offer. Die Here vra vanmôre vir jou 'n totale oorgawe. Totaal en al oorgegee aan hom. Hy soek nie 90% nie. Hy soek nie 99% nie. Hy soek 100%. Want Abraham het by homself gedink, selfs al moet ek vir Isak slag, my God is by magte om hom weer lewendig te maak. Want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek. Om selfs jou belofte vir die Here te gee. Want die Here is by magte om uit die dood uit op te wek. Dan sê vers 19, hy sê, daaruit het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang. Met ander woorde, daaruit wat Abraham gepraat het, dit wat hy gesê het, het hy hom, Isak, om so te spreek, terug ontvang. En ons gaan nou weer terug, Genesis toe asseblief, Genesis 22. En dan lees ons verder. So wat het Abraham gepraat? Dit wat ek nou net gelees het, wat het Abraham gepraat? Vers 8, Genesis 22 vers 8. Hy sê, en Abraham antwoord, nadat Isak vir hom gevra het, waar is die lam wat ons moet slag? Sê hy die volgende. En Abraham antwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien. Deur die woorde wat Abraham in geloof gespreek het, het hy Isak se lewe gered. Is dit nie mooi nie? Die woorde wat jy in geloof spreek elke dag, red jy jou belofte wat jy van die Here ontvang het. Jou woorde dra soveel krag en ons maak heeltemal te min daarvan. En ek wil jou aanbeveel om die skrif in jou mond te kry, want dit is lewendig. Hierdie woord het die hoogste gesag. So as daar 'n krankheid is, as daar iets is wat nie lekker is nie, dan kan jy teruggaan en sê, maar Here, u woord sê vir my, dit
hierdie is my belofte. So dis wat Abraham gedoen het, deur die woorde wat hy gespreek het, het hy Isak se lewe gered en hom terug ontvang. Vers 9, toe hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou en die hout reg gelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind. Kan jy dink hoe moes dit lyk? Ek weet nie, hoe moes dit gelyk het nie. En hom op die altaar bo op die hout gesit het. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Hy het steeds hierdie wete, hierdie geweldige geloof in sy hart, dat die Here sal voorsien, hy sal hom weer lewendig maak. Dis my belofte, dis my nageslag hierdie Here, maar as dit is wat U wil hê, ek moet doen, dan sal U hom weer lewendig maak. So 'n groot geloof het Abraham in die Here gehad. Maar die engel van die Here, en kyk, wanneer die skrif praat, wanneer die skrif 'n hoofletter gebruik, engel, dan is dit God. Maar die engel van die Here het na hom van die hemel afgeroep en gesê, Abraham, Abraham. En ons het nou ge-establish dat hy genadiglik die stem van die Here baie vinnig kan identifiseer. Imagine. En hy antwoord, hier is ek. Weereens. Ek hoor die stem, Here, hier is ek. Praat met my. Hier is ek. Vers 12. En hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie en doen hom niks nie. Want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, hoor weer die detail, van my nie terughou nie. Jou enigste, dit wat vir jou so waardevol is, moenie dit terughou van die Here nie. Die Here weet die beste. Die Here weet hoe om daai sake van jou op te los. Die Here weet hoe om met mense rondom jou te werk. Die Here weet hoe om met jou te werk. Die Here weet. En hy wil hê jy moet oorgee aan hom. Totaal en al, ons doen dit heeltemal te min. Want ons dag begin en dan, as jy uit die bed uit, en as jy vanaand weer jou kop op die kussing neer lê, dan wonder jy, waar is die dag heen? Die Here soek jou totale oorgawe. Hy soek alles van jou lewe. Die gemaal in jou kop, al jou gedagtes, al jou bekommernisse. Hy weet daarvan. Jou seun, jou geliefde, sy naam is Isak. Die Here weet van alles. En hy wil hê jy moet dit vir hom gee. Vers 13, en toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met eens 'n ram, wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En ek dink hy was nogal taamlik verlig. I don't know, maar ek dink dalk net so. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. Ons kry met elke vers, kry ons nog so bietjies detail by. Nou, ek dink een keer was ek by 'n geleentheid waar my pa so 'n halwe wegloop lammetjie geslag het. En wat ek dit kon sien. Nou dit was verskriklik gory en dit was glad nie nice vir my om te sien, so ek het weggehardloop. Maar ek het besef, hy het sy keel afgesny. So dis nou een gedeelte van die offering, van die slagting. Maar daarna moet daar brand plaasvind. En hier sien ons nou weer hierdie seun wat hy as brandoffer moes gee. So wat beteken wanneer iets gebrand word, bly daar niks meer van dit oor nie.
So kan jy nou voel hoe naby ek aan jou kom. Daar's niks wat ons vir onsself moet hou nie. Daar's niks wat tussen jou en die Here moet staan nie. Niks nie. Totaal oorgegee aan die Here. Vers 14 sê, en Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien. Sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Toe roep die engel van die Here vir die tweede keer na Abraham van die hemel af en sê, ek sweer, en hier kan julle dit sien, as julle die 53 vertaling lees, sal jy kan sien, die engel van die Here, dat die engel van die Here God is. En sê, ek sweer by myself, spreek die Here. Kan julle dit sien? Omdat jy dit gedoen het, en jou seun jou enigste nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën. Onthou julle die belofte, die einddoel van jou beproewing? En jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel, en soos die sand wat aan die seestrand is. En jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem. En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde, kyk bietjie vir die persoon langs aan jou en sê, jy's al die nasies. Hoorie, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. Wat 'n kragtige woord. Wanneer jy na die stem van die Here luister, het dit 'n kring-effek. Dit raak almal rondom jou. En jy kan dit net nie vir jouself hou nie. Die einddoel, die belofte wat die Here vir ons het wanneer ons dink ons gaan deur beproewinge, is soveel groter en soveel mooier as wat ons ooit kan dink aan. As wat ons ooit kan besef. Nee, dit is nie lekker om deur beproewinge te gaan nie. Jy dink jou pad is vol bosse en daar's klippe en dis opdraande. Maar wat ons hieruit leer, is dat as jy die stem van die Here kan identifiseer, wanneer jy totaal en al oorgegee is aan hom, sal 'n tweede ding kan gebeur. En dit is, jy sal rigting ontvang. Want Abraham het sy oë opgeslaan, en hy het gesien waar hy moet gaan offer. En 'n derde ding vind plaas, en daar is bonatuurlike voorsiening. Totale oorgawe aan die Here. As jy totaal en al oorgegee word en in jouself vir die Here op 'n manier gee, soos wat net jy weet hoe jy kan, dan is dit net vir jou voordelig. Dit sal net met jou goed gaan. Ek het vir 'n hele ruk oor hierdie gedagte gebid en met die Here gepraat. Die woord wat ek gehad het was surrender. En dit kom nou al 'n paar weke en so ek het so baie voorbeelde en ek meen die woord is vol van allerhande voorbeelde en gevalle en wat ek kon gebruik en wat ek aan gedink het en wat ek oor gebid het en gewonder het en geprint het en gelees het en jy kry die prentjie. So ek het myself goed besig gehou. Maar weet julle wat gebeur? Toe ons hierdie tydperk in gebed kon deurbring en ek is so dankbaar dat die Here dit op Pastoor Henry se hart gelê het, dat ons kon bid en in die teenwoordigheid van die Here kon wag. Hierdie week wat verby is. Toe ek so gaan sit Dinsdag aand, toe ek net so gaan sit op die stoel, toe val dit net so in my hart.
Net Abraham offer vir Isak. Dis al wat ek gehoor het. En ek het net besef, dis my rigting. As julle my hande kan sien. Dit was so, nou het ek rigting. Nou weet ek waartoe om te gaan. Dis wat die Heilige Gees in ons harte doen. Dis hoe kosbaar hy is. Jy identifiseer sy stem. Jy ontvang rigting van die Here af. En outomaties vloei daar voorsiening. Bo-natuurlike voorsiening, wat jy nie eers geweet het, moontlik is nie. Oorgegee aan die Heilige Gees. Oorgegee aan die Here. Dag na dag is ek oorgegee aan die Here. Amen. Ek wil vir ons almal 'n gebed doen. En dit is jou geleentheid vanmôre, dat hierdie woord nie sal verbygaan nie, maar dat dit werklik waar sal inspraak maak in jou hart. Jy kan weer gaan kyk na Genesis 22, die verhaal van Abraham. Jy kan dit vir jouself gaan lees, want dit is so kosbaar. Die Heilige Gees gaan aan jou iets anders openbaar, as wat hy aan my openbaar het. Want die skrif is lewendig. So, gaan gerus en gaan kyk weer hierna. Maar vandag vra die Here vir jou om jou hart oop te maak. En ek wil hê, jy moet jou oë sluit, asseblief. Elkeen sluit sy oë. En soveel as wat jy weet hoe, om net jou hart en alles wat in jou gedagtes aangaan, vir die Here te gee. In Jesus naam, Here, gee ons oor aan U. In die naam van Jesus Christus. Yes, we look to you, Jesus. Jesus. We give to you everything. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ons gee alles vanmôre aan U, Here Jesus Christus. Alles behoort aan U. Ons offer ons lewens aan U. As 'n lewendige offer, offer ons self aan U, Hemelse Vader. Ons gee oor aan U in hierdie oggend in Jesus naam. Bid agter my aan asseblief. Here, ek gee my hart vir U. My lewe en al my gedagtes gee ek aan U. Reinig my, Here, en verlos my van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Word U verheerlik in en deur my lewe. In Jesus naam. Amen.